wat die eerste lesing nie kon bywoon nie, net daardeur te bring in opsomming, en dan sal ons die tweede engel behandel. Kom ons kyk gou na vers 14 vers 8, Openbaring 14 vers 8 vir ons skriflesing. Dis die tweede engelse boodskap. En 'n ander engel het gevolg en gesê, geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. Mag die Here seën hierdie woord en die waarskuwing wat tot ons gerig word uit hierdie skrifgedeelte. Goeiemôre gemeente, baie welkom hier in die huis van die Here en ons hoop en vertrou julle het 'n goeie week gehad en kom ons bly maar warm, dan bly ons gefokus op. Ek wil net noem dat na afloop van die erediens, die verrigtinge hier, dan sal daar ook ete wees in die saal. Jy is almal baie welkom om saam met ons daar ietsie saam te eet. Om die erediens mee voor te sit, kom ons staan, dan sing ons hartlik saam uit lied 3. Kom ons staan, lied 3. Super. Just sing the first stanza only. Ons sal nou die diakens geleentheid gee vir die opneem van die offergawes. Dankie. Waar moontlik, kom ons kniel en dan raak ons stil en soek die aangesig van die Here. Ons Hemelse Vader, baie dankie Here dat ons vanmôre die voorreg het om hier in u huis van aanbidding te kan wees. Dankie Here dat ons vanmôre die genade ontvang het om u te kan kom loof en te prys en te eer. En daarom bid ek dat die Heilige Gees van sitplek tot sitplek sal gaan en deur ons waai en ons vul en volmaak met u alomteenwoordigheid.
Vader, ons kom dank en loof en prys U dat U met ons was in die week wat verby is, dat U ons behoed en bewaar het, dat U ons geseën het in dit waarin ons 'n behoefte gehad het. En ons kom ook vanmôre en ons dra elke sieke op aan U, hulle wat in hospitale of tuis met pyn lê, hulle wat 'n geliefde aan die doodslaap afgegee het, vra ons dat U Heilige Gees hulle sal vul en volmaak en hulle kom troos met U alomteenwoordigheid. Ons dra ook vanmôre vir leraar Gert op aan U, waar U sy lippe sal aanraak en vir ons geopende ore sal gee, dat U deur hom sal spreek en dat hy net die waarheid vir ons sal verkondig. Gaan met ons asseblief die dag, die res van die dag, en waar ons na afloop van al die verrigtinge terugkeer na ons wonings toe, onderskeie wonings toe, dat ons veilig en voorspoedig sal reis en veilig by ons bestemming sal aankom. En daar waar ons op die pad is, dat die Heilige Gees met ons sal wees en die engele vir ons die pad gelyk sal maak, maar ook ons medepadgebruikers sal behoed en bewaar. Ons bid dit nie dat ons enigstens iets verdien, die Here, ons bid dit alleen net uit genade, want aan U kom al die lof en die eer tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons staan om die erediens mee voor te gaan, sal ons lied 230, die eerste en die derde vers asseblief, Susan, dankie. Ingebou in sy voorbereiding. Alle sterkte was Gert, en die Here seën jou met die boodskap wat hy vir ons gaan bring. Goeiemôre aan elkeen weer eens, en ons sien uit dat die Here ons sal lei. Dis heelwat inligting wat ek gaan deel. Dit is belangrik dat ons die konsep en in konteks dit oordra, dat ons so maklik kan ons in 'n vers inzoom, dat ons die konteks van die vers vergeet. So ons het die Grieks, ons het die Hebreëus, en daar sit my Hebreëse vriend vandag weer vir ons kom kuier, en hy kom môre weer vir ons kuier, en ekskuus, volgende Sabbat weer vir ons kuier, as ons die laaste aanbieding doen. Maar die punt wat ek wil maak is dit: as ons inzoom om die teks te verstaan, dan moet ons ook uitzoom om die teks te kan toepas. Maak dit sin, is dit prakties? Want dis met die uitzoom waar ons die konteks van die teks kry. Dan sien ons waar die teks pas. Dan sien ons wat die teks vir ons sê ten opsigte van die groter beeld of die groter prentjie. Maak dit alles vir u sin? Want dan is dit soos 'n sambreel wat 'n mens oopmaak. En elke lering wat die Bybel ons gee, moet ergens hak in hierdie sambreel. Dit help nie ek preek iets wat nie in hierdie sambreel 'n hakplek het nie. So jy kan ophang daar nie. Hoekom preek ek dit? As dit nie deel is van die groter prentjie, en veral vir u en my, en baie welkom aan ons besoekers, dat julle voorgestel het, François. Ken dit weer vir ons hulle name? Dit is William en
Sander William Duy. Zander, ja. En ons is baie dankbaar, julle het ook saamgekom vandag, en dat julle saamgebring het, François. Ons bly Nico is ook hierso, en sy vriendin, ekskuus ek jou naam vergeet, my sis, maar in elk geval, vir die elkeen ook, mag die Here dan gee wat ons vandag kyk, in 'n sekere sin 'n opsomming, maar in 'n ander sin, lê die krag daarin, dat ons dit kan korrek interpreteer. Dis die groot punt. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons hierdie voorreg het om die woord oop te maak. Dankie dat ons kan bou op verlede week se lesing, sodat ons daardeur die inligting kan kry wat so nodig is, broodnodig vir ons, om te verstaan hoekom ons hier is vandag, en hoekom U ons geroep het, en met watter boodskap U ons toebedeel het. Ja, Here, dis een ding om die boodskap te hoor, maar is iets heeltemal anders om die boodskap uit te dra. En daarom bid ons, Here, dat ons waardig geag sal word. U het 'n opdrag op ons skouers geplaas. U het gawes vir ons gegee, dat ons medemens moet gaan help. Dat ons vir hulle inligting moet gee, om hulle ook teen vervalsing te beskerm, want Satan haat U skrif, hy haat U wet, en hy haat U, Jesus Christus. Hy sal alles wil doen, om nie net 'n wanvoorstelling te maak nie, maar om vervalsing te bring, en vervolging. Ek bid dit in Jesus naam, dat U Gees, Here, ons sal lei, U Vader teenwoordig sal wees, sodat ons in eenheid sal staan, op grond van hierdie waarheid, wat ons vandag ontleed. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Is dit moontlik dat 'n mens se gedagtes kan dwaal terwyl jy bid? Dit het so pas gebeur. Dit het so pas gebeur. Want die gedagte wat by my opkom, toe ek bid, Satan soek wie hy kan mislei, om hulle te vernietig. Dan vernietig hy die wie hy mislei het. Dis sy plan. Dis sy doelwit met elkeen van ons, wie vandag hier is, en wêreldwyd. So die groot vraag is, hoe moet ek onderskei? Ons moet bid vir die onderskeidingsgees. Openbaring, ek sal dalk verwys volgende week daarna, maar net in opsomming, Openbaring 1 vers 3, salig is jy wat lees, hoor en bewaar wat hierin geskrywe is. Hoekom? Want die tyd is naby. En as jy nou klaar die hele boek Openbaring gelees het, en jy kom by Openbaring 22, dan sê, as ek reg is vers 7, iemand kan my korrigeer, salig is jy as jy doen. Maak dit sin? Jy het klaar gelees, jy het klaar gehoor, nou moet jy doen. Nou moet jy toepas in jou lewe. Dis die hele doel van die boek Openbaar. Is om Jesus Christus te openbaar. Die profesie is nie vir die antichrist nie. Dis om Jesus Christus te openbaar. En dis wat ons wil studeer hier. As ons kyk na die verlede week het ons gekyk na die uur van sy oordeel. En ek moet daartoe, want ek het 'n gedeelte uitgelaat wat ek vandag wil beklemtoon. En dan gaan ek oor in vandag se onderwerp, die Bybel ontbloot wêreldse misleidings. Dan is daar ook volgende Sabbat, as die Here ons genade gee, en soos my vriendin altyd sê, my lewe in gesondheid spaar, dan doen ons die derde ene, God roep sy volk uit Babylon. Dit sal 'n baie kragtige lesing wees, wat 'n opsomming is, waar die derde engel sê, ons is nou hier, ons weet die oordeelstyd is hier. Ons weet Babylon het misluk, sy het geval, nou moet jy kies. So, dis 'n moeilike een, maar ons moet kies. Hoekom kom ons kerk toe? Ons kies om Jesus te dien. Hoekom doen ons Bybelstudie? Ons kies om Jesus te dien. En dis 'n keuse wat 'n mens maak. Goed.
Ons het gekyk na die eerste engel se boodskap en hier is die gedeelte wat ek nie aangespreek het verlede keer nie. Ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg, dit ons na gekyk sodat almal die boodskap en die waarskuwing moet hoor, is dit reg? Almal moet die Hindus dit hoor? Moet die moslems dit hoor? Moet die heidene dit hoor? Moet die Sevende Adventiste kerk dit hoor? Nog steeds. Ja, nog steeds. Bly jy sê dit so. Met die ewige evangelie. Nou hoekom word die woord ewig gebruik as jy oor die evangelie praat? Sê vir my, wanneer eindig ewig? Wanneer begin ewig? Wanneer begin ewig? Dit was ewig in die verlede, dis ewig in voor. Dis hoekom die verlossingsplan in plek was voordat daar sonde gekom het. En dan die ewige evangelie is 'n evangelie wat nie verander nie, dis 'n evangelie wat ewig duur tot op die einde van die verlossingsplan. En hierdie is 'n belangrike punt, geliefdes. Kom ek sê, illustreer vir u. Baie kerke vandag preek oor die dood en die opstanding en die hemelvaart van Jesus. Maar wie preek oor die eindtyd, die oordeel, die versoening en dan die ewige lewe? Is dit die ewige evangelie as ek stop by die kruis? Ja, as party wil self die voor die evangelie doen, maar hulle bring 'n halwe evangelie uit. Want hulle preek nie die res nie. Ons is die groep wat, en ons is nie uniek nie, Israel was ook die kleinste van die nasies, maar God het vertroue in hulle gehad, om hulle te roep as sy volk. En dit gaan volgende Sabbat se punt wees. Hy roep sy kinders uit elke, ek gaan net nou verwys daarna, uit elke gedeelte van die wêreld, elke volk, nasie, stam en taal, roep hy sy kinders bymekaar. So, waar is God se kinders? Wie van u is nie, of laat ek so vra, wie is in Sevende Adventiste huisgesinne gebore? Sien, minderheid. Wie kom van buite af om die kerk aan te sluit? Kyk net daar. 35, 38 jaar terug was ek ook God se volk wat buite in Babylon in verwarring was. Nou kom hierdie boodskap en dit tref my en ek besef maar ons is almal mislei. Dit is nie 'n sonde om mislei te word nie, maar dit is genade om dit raak te sien en te sê dit stop net hier. Dis genade. En daarom is daai 'n belangrike punt met 'n ewige evangelie om te verkondig. En wat is die boodskap? Vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. Hoekom is dit so belangrik? Vrees God is eerbiedig, reverence, ons het vanoggend in die uitlei gehoor, eerbied te hê vir God, luister na wat sy woord sê, en daardie eerbied wat jy ontwikkel, omdat jy tyd spandeer met die Here, en jy aanbid, jy studeer, jy getuig, en dis hoe jou karakter in Christus groei. Dis die 3 poot van die lekker swart pot wat so lekker potjie kos maak. En in die geestelike lewe is die potjie kos die smaak wat uit hierdie potjie kos gaan kom, is my lewe, my verandering in my lewe. En hy staan op 3 pote. Ek moet bid, ek moet studeer en ek moet getuig. Ons bid? Nie altyd nie. Studeer? Ja, miskien as ek self aan skool toe kom. Maar getuig ek. Getuig ek. Of jy getuig en of jy nie getuig nie, jy getuig. Of jy getuig van die lewe wat die woord jou bring, en hierdie opgewondenheid wat die boek van Openbaring vir jou bring, of jy getuig van die doodsheid in jou hart. Die keuse is ons in. So salig is hy wat lees, hoor en bewaar. Dis die benadering wat Openbaring volg. Next, so this part I will do in English. Young people, you don't need to go now, or they're going up to... The date is here. Eh? Le Pasi. Okay, I thought I'll do this part in English for the sake of the children. Maar die wêreldgeskiedenis is so belangrik. Ons het vanoggend as deel van die voorloper, die lesstudie, het ons gekyk na Daniël 2. Daniël 2 met die verskillende koninkryke, Babylon die hoof van goud, dan is dit Mede-Persië in die bors van silwer, dan die lendene van koper wat Griekeland voorstel,
die bene van yster wat Rome voorstel, dan verdeel, of dan word hy die 10 tone wat deeltelik klei en gedeeltelik yster is, wat die Europese nasies voorstel, want Rome is nie oorwin deur 'n ander koninkryk nie. Rome het deur sogenaamde implosion tot niet gegaan. Kyk maar net na Suid-Afrika, dan weet jy wat is implosion. Ons intploffing noem hulle dit. Deur wanbestuur, deur onoordeelkundige besluite, verval die regering en het Rome verdeel in die 10 Europese nasies, die 10 tone waarvan vandag 7 oor is, en dis 'n stukkie geskiedenis wat ons nie moet vergeet nie, want daar by daai voete, maar dis nie die einde van die beeld nie, die droom nie, die beeld hou op by die voete, maar die droom hou op by die rots. Die rots wat sonder mense toedoen, uit die hemel uit neerdaal, die beeld waar tref, aan die voete, en die beeld vernietig, en die rots vul die aarde. So hier is 'n koninkryk Babylon, gevolg deur 'n koninkryk, Mede-Perse, Grieke, Rome verdeel in die Europese nasies. Hy neem 'n geestelike rol aan, maar hy is tog ook 'n politieke mag, so hy staan bekend as 'n geopolitiese geestelike mag. Geo beteken geografies, hy is oor die wêreld. Hy is polities geïnspireer, want Vatikaanstad is die kleinste land in die wêreld, 44 hektaar, maar hy het die meeste mag. En dan is hy geestelik, want hy het staat en kerk in een setel. So die kerk gebruik die staat en dwing sy lering af op die mense. Presies die teenoorgestelde as wat protestantisme ons leer. En goed, ons sal 'n bietjie duideliker beeld vir u later gee. So die fokus is die rots. Dis nie die beeld nie. Die beeld is geskiedenis, maar die rots, wat die aard wat gaan kom, die koninkryke tot niet maak, en wanneer Jesus die rots sy koninkryk gaan oprig oor die hele wêreld heen. Wat om na uit te sien? Wat om na uit te sien? Ons kry moed om vas te hou aan wat ons glo. Daniël 7, hoekom dit inbring, is dat ons kry inligting, dan gaan ons 'n bietjie meer inligting kry in Daniël 7. Ons noem dit in Engels 'n interlude, 'n invoegsel. Ek kan nie verder op daai punt gaan nie. Hier tussen hier en daar kom iets belangrik. So ek gaan eers vir jou hierdie invoegsel gee, dat jy dit verstaan. En dan gaan ons gou kyk, wat is die invoegsel? Ons sien in Daniël 7, 4 diere wat uit die see uit opkom. Hierdie diere is die leeu, met sy vlerke, wat spoed beteken. En hierdie leeu wat uit die see uit opkom, Openbaring 17 vers 15 sê, en die waters wat jy gesien het, is menigtes van volke, nasies, stamme en tale. Met verwysing, waar het die dier opgekom? Ons gaan nou kyk, as jy ons by die horings kom, het tussen die 10 Europese nasies opgekom. So die see stel dan voor Europa, met sy dig bevolking, want dis waar die Midde-Ooste en Europa inskakel, en dis waar vandaar die bevolkings uitgebrei. Later is Amerika ontdek, en gecivilized, as ek daardie woord mag gebruik, en sodoende Suid-Afrika en Afrika, en alhoewel Afrika van die noorde af deur daai man Ethiopië, wie Filippus gedoop het hy sy evangelisasie gaan doen, en het die kerk geplant van die noorde af ondertoe in Afrika. En toe met die protestante wie gekom het die kerk die evangelie van die suidpunt af boontoe gevat. Goed? So ons is ook in Bybelprofesie, want ons is die riviere en die strome. Ons sal nie nou vandag daaroor praat nie. Wie is die beer? Wat het die beeld vir ons gesê? Wie het na Babylon gekom? Mede-Perse. In hierdie beeld was die een skouer hoër as die ander ene, want die Perse was sterker as die Meders. Apart kon hulle niks doen nie. Toe hulle by mekaar kom, toe kon hulle Babylon tot 'n val bring. Maar die een is sterker
as die ander een. En dan, kom ons gaan na die volgende een toe, so hy gee vir ons weer detail, dan kom die derde dier uit die see uit, en dis die luiperd met die 4 koppe, en dubbelstel vlerke. Wat stel dit voor? Griekenland. Wie was die koning van Griekenland? Alexander die Grote. En toe Alexander die Grote dood is, toe deel hy sy koninkryk tussen die 4 generaals. En daar is die 4 generaals. Die 4 koppe. En hoekom? Met dubbel vlerke. As jy iets vinnig wil doen, vlieg jy. Maar as jy baie vinnig wil vlieg, dan sit jy 2 stelle vlerke om. Binne 8 jaar het Alexander die Grote die hele wêreld beheer. Binne 8 jaar. Dis geskiedenis. Gaan kyk maar wat sê Dr. Google. Dis geskiedenis. Dan kom hierdie laaste dier uit. Hierdie dier, die draak, met die 10 horings op sy kop. Dis Daniël 7. Dis 'n verhaal. Maar as een deel wat ook nie op gefokus word nie. Vers 9 en 10. Ek het bly kyk totdat trone reggesit is. Die oue van daai het gaan sit. Die boeke is geopen en die oordeel het begin. Nes die beeld, wow, maar daar rots. Wow. Hier is die 4 diere uit die see, maar die oue van daai, wow. God is in beheer. Dis dan Daniël 7 se verhaal. Dan kyk ons na daai klein horingkie, want dit sê vir ons in Hoofstuk 7 vers 24, terwyl ek kyk, tussen die 10 horings kom daar 'n klein horingkie op, wat groter as die ander word. Hy het mense oë en het 'n mond wat lasterlike dinge spreek. Interessante beskrywing, ek het nog nooit so iets gesien nie, maar die simboliek is vir ons baie duidelik. Want as hy tussen die horings opkom, dan beteken dit, hy was deel. So die antichrist, want dis eintlik die antichrist waarna verwys word in die Bybel, daai klein horingkie. Maar die antichrist kon nie in die verlede gewees het, 200 voor Christus, soos wat baie mense wil reken nie. Hy kan ook nie eers in die toekoms wees, na die wegraping, 'n man uit die stam van Dan, soos wat 'n ander groep Christene, meerderheid Christene vandag, wil glo nie. Hy moes tussen hierdie gedeelte, tussen die 10 konings uitkom. Uit Europa moes hy kom, tussen die nasies, na Rome tot 'n val gekom het. En wat was die volgende mag wat ontstaan het, uit Europa, na Rome tot 'n val gekom het? Die pausdom. So, sê dit wat dit is, ons sê dit nie veroordeling nie, ons sê dit ter inligting, sodat ons kan waarneem, en sodat ons regte besluite kan neem, gebaseer op die woord van God. So daar kan nie antichrist in die verlede wees nie, daar kan nie in die toekoms wees nie, kom terug volgende week. Ek gaan bietjie hier aanvat nou, maar volgende week wil ek kom in 'n neem dit op, dan weer opsom. Daar is alles kenmerke, daar is deur die Bybel wat jy kan gebruik om die sogenaamde antichrist te identifiseer. Daniël, Matteus 24 vers 15, noem Jesus dit die gruwel van die verwoesting. Die gruwel, Matteus 24 vers 15, die gruwel van die verwoesting. As jy hom sien, binne in die heiligdom sien staan, dan moet jy wat lees oplet. So hierdie inligting is glad nie maklike inligting nie. Dis nie inligting om te veroordeel nie. Dis inligting wat ons ter harte moet neem, want hierdie inligting help ons om die regte besluite te neem. Maak dit vir u sin. As ons nie inligting het nie, wat sê Hosea 4 vers 6, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Maar dan eindig hy met die moeilike deel, omdat jy die kennis verwerp het, verwerp ek jou. Het hulle toegang tot die kennis gehad? Het hulle dit aanvaar? Nee. En op grond van hulle keuse word hulle verwerp. Nie omdat God sê, ek hou nie van die kleur van jou hare nie. Op grond van jou keuse, dat jy die waarheid verwerp, verwerp ek jou. Hy laat jou net toe, om jou besluit uit te neem. Goed,
Dan is die volgende gedeelte, is daar 'n verskil, want dit is wat die klein horingkie sou doen. Hy sou homself as God ag, en hy sou probeer om die wet van God te verander. Links is die 10 gebooie soos dit in die Bybel staan, regs is die 10 gebooie soos dit in die Katolieke Katekisasieboek staan. Is daar 'n verskil tussen die twee? In volume woorde, maar in geweldig in implikasie. Want die tweede gebod wat in die Bybel sê, jy mag vir jou geen gesneede beeld maak, of 'n gelykenis, en daarvoor neerbuig en aanbid nie, is glad nie eers hier in die Bybel nie, in die Katekisasieboek nie. Derde gebod, jy sal die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, is hulle tweede gebod, maar in die skrif is dit die derde gebod. Dan is die 10de gebod in 2 gedeel, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie jou naaste se eiendom begeer nie. Maar in die Bybel is dit een spesifieke gebod. Mag ek die wet van God verander? Nee. Want dan eis ek dat ek hoër gesag as God het. Dis hoekom dit was, of die lesing in die vorige keer, die uur van sy oordeel het gekom. Want God is nog steeds in beheer. Hy is nie in totale beheer nie, ek hou van die Engels. He is not in total control, but he is in ultimate control. So op die ou einde, gaan God 'n einde bring aan alles. Sy rots gaan die aarde vul. Sy troon gaan reggesit word. En die boeke van die oordeel sal geopen word. En die oordeel sal begin. Dan die volgende gedagte, Daniël 8. Hier kom nog 'n klein bietjie meer inligting. En dis die aansluiting na vandag se lesing. Daar kom 'n klein bietjie meer inligting. Hierdie keer is Babylon al klaar tot niet gemaak. Hulle is oorwin deur die Medo-Perse. So dis in die tyd van die Medo-Perse wat Daniël hierdie gesig sien in hoofstuk 8. En ek gaan nou nie uit my duim suig nie. En Daniël sê, ek sien hierdie 2 diere. Ek sien hierdie skaapram, dink is vers 3. Hierdie skaapram, dan sê vers 20 vir jou, die skaapram wat jy gesien het, is die koning van die Meders en die Perse. Dan sê vers 4, en ek sien hierdie bokram, dan sê vers 21 vir jou, hierdie bokram wat jy gesien het, is die koning van Griekeland. Is dit wat wêreldgeskiedenis vir ons leer? So ons kan die geskiedenis van God, die woord van God vertrou. Hy het gesê, en hoe lang daarna, toe gebeur dit? Goed? Kom ons ek sê hoe lang daarna, maar dit het gebeur, dis die punt wat ek wil tuisbring. So daar kom meer detail, maar hy sê ook, ons het net so vinnig gekyk, toe sien ons, hoe lyk hierdie bokram? Hy het 1 horing tussen sy oë, die unicorn sogenaamd. Maar hierdie horing het afgebreek, en in sy plek het 4 horings opgestaan, of ontstaan. Wie was die koning van Griekeland? Alexander die Grote. Wie die regering oorgeneem na sy dood? Sy 4 generaals. En dan sê die skrif, omdat hy praat uit hierdie 4 windrigtings, dan sê hy, uit een van hierdie windrigtings gaan 'n horing kom, groter as die ander, en hierdie horing gaan strek tot in die hemel, tot by die troon van God. Net het ons 10 horings gesien, en 'n klein horingkie wat opstaan, tussen hulle. Hier breek 4 horings af, maar 'n horing kom uit, wat gaan strek tot in die troonkamer van God. En hier is waar die heiligdomssysteem in plek kom. Sê dankie, dat ons kerk handhaaf die studie en die interpretasie van die heiligdom. Dit is so belangrik. Dis die grootste aanslag teen ons kerk, is teen die heiligdom. Die anti-trinitariërs is iets heeltemal anders. Maar wat teologie betref, die ondersoekende oordeel wat gepaard gaan met die heiligdom. Dis waar ons aangeval word. Waar kry ons die ondersoekende oordeel? Want toe die Here hemel toe is, het hy gaan sit aan die regterhand van God die Vader, as oorwinnaar, 100%, maar hy gee nie al die detail vir jou nie. Want, en hier kom die volgende punt. Ekskuus, hou net 'n puntjie vas, ek gaan by die beeld uitkom.
Baie keer word ons gevra, wat gee die reg om 'n persoon uit te wys as die anti-kris? Ek wys nie na 'n persoon, ek wys na 'n sisteem. 'n Sisteem is verskillend, want as die anti-kris 200 voor Christus was, het ek geen vrese nie, want hy is dood, hy lê in die graf. As hy nog kom in die toekoms vir na die wegraping, hoekom vrees ek? Want ek gaan 'n deel wees van die wegraping. Dis wat verkondig word vandag. Met skok gaan hulle ontdek, ons is in die pla. Ons is nie weggeraap nie. Ons is in die pla. Wat nou? Dit gaan 'n groter skok wees as wat 1844 gebeur het. 'n Groter skok. Dan gaan dit te laat wees. Goed. Dan sê ons maar die 666 wat Openbaring 13 vers 18 van praat. Die Vicarius Filii Dei is die Latynse uitdrukking vir Vicar of the Son of God. Plaasvervanger van die Seun van God. Met ander woorde, wat doen die Seun van God? Eerstens, dit is Jesus Christus. Wat het Jesus vir ons kom doen? Hy kom sterf aan die kruis. Hy het opgestaan. Hy het hemel toe gevaar. Hy tree in voor God die Vader vir ons. In die tyd van oordeel is hy ons advokaat. Hy beskerm ons saak. Hy stel ons voor aan God. Hier is iemand wie my diens aangeneem het, my offer vir hom. Wat dankie sê Here dat u vir my gesterf het. Ek wil nou leef soos u geleef het. So, die kroon, of hy wie die plek wil vat, is dit nie so, wat het ek laas gewys, ek het so vinnig vanoggend daai skyfie gesoek, toe mis ek om ek wou hom nog insit. Wat het Paus Leo die 13de gesê, toe hy in sy stoel sit, ex cathedra, uit ampt van my posisie as hoof van die kerk, ek is God op aarde. So die wêreld moet die erkenning gee vir hom as God op aarde. Dis dan laster, om wat aan God te behoort, vir jouself toe te eien. Dis dan laster. Dis presies wat die priesterorde doen. Wie vergewe die sondes van die mense. Hier op aarde. En net om by die pyn by te voeg, as ek die tema Vicarius Filii Dei vertaal in Hebreëus, en ek gebruik die Hebreëse letterwaardes, net soos ons die Latynse letterwaardes hier gebruik, Rometh is die woord, en ek gebruik die Griekse waardes, dan is die telling ook 666. Kom ons gaan een stap verder, ek vertaal dit in Grieks, dan is die tema of die titel Latynos, en as ek die Griekse letterwaardes langs aan sit, dan werk dit uit op 666. Is dit toeval? Toeval dat op 3 plekke, die woord sê, hier is die plek een wat die Seun van God se plek wil vervang. Dis hoekom hy genoem word the Vicar of Christ, Vicarius Filii Dei. So, is daar enigstens twyfel oor wie die Bybel uitwys as die Antichrist? Die sisteem wat deur Rome bedryf word. Want dis nie 'n persoon wat vir 70 jaar leef nie, dis 'n sisteem wat deur die eeue saamkom en teen die kerk opstaan. Hier is die kerk wat Jesus geplant het, hier is die sisteem wat daai kerk aanval, Openbaring 12 vers 17, want die draak was vertorend op die vrou en hy het weggegaan om haar ander nakomelinge wie die gebooie van God en die getuienis van Jesus Christus hou. Hier stil Kitty, stil waan. Hier wil ek die vraag vra, wat het in 1844 gebeur? En om dit te verstaan, geliefdes, want dis waar die grootste teenstand begin het. Presies op die tyd wat Jesus in die allerheiligste sou ingaan, om vir ons die versoening voor God te doen, as 'n wêreld. Né? Onthou, ek gaan die volgende skyfie gaan dit verduidelik. Want ek wil praat oor die misleiding, hoe Satan sy hand oor Jesus se bediening hou. Daarom is dit die ergste aanslag teen hierdie lering wat in die Bybel is, die ondersoekende oordeel. Want dit is die laaste oordeel.
God se laaste waarskuwing stuur hy uit, dan is die trone reggeskuif, die oordeel begin en die besluit sal dan uitgevaardig word en uitgevoer word op grond van die keuses wat die mense maak. Hier het ons die aardse heiligdom, jy kan onthou, dis 1 Joodse jaar, jy het jou daaglikse bediening, en dan 1 keer 'n jaar, die einde van die geestelike jaar, het hulle die dag van versoening, the day of atonement. Nou die mooiste waar dit uitgebeeld word, is in Levitikus hoofstuk 23. Ek dink ek het dit op die volgende skyfie gesit. Goed, kom ons vergelyk gou. So hier is die aardse heiligdom. Het Jesus ooit in die aardse heiligdom gedien? Nee, glad nie. Hy het wel met 'n sweep ingegaan en hulle uitmekaar gejaag, om orde te herstel, heiligheid terug te bring. Maar, hier is die daaglikse sisteem. As jy gesondig het, bring jou lammetjie, bely jou sonde, die priester gee jou die mes, sny die aard van die lam, jy vang daar bloed op, of die priester vang die bloed op, jou sonde het die dood van hierdie lam veroorsaak. So jy bely en jy vat, en die priester vat dit, hy reinig homself, want hy gaan nou voor God verskyn, dan gaan hy in die heilige in, en hy stap verby die tafel met die toonbrode, Jesus sê, ek is die brood van die lewe, hy stap verby die kandelaar met die 7 lampstaners, ek is die lig van die wêreld, sê Jesus, en hy stap na die wierookaltaar toe, wie rook wat daar opgaan, is welriekend, en dit is die offer wat Jesus gebring het vir u en vir my, dis welriekend vir God. Hy het Jesus se offer aanvaar. Ek hoor baie keer, dis die gebed van die heiliges. Ons word nie deur gebed geheilig of gered nie. Ons word gered deur Jesus se bloed vir ons gestort, wat ons in dankbaarheid deur woorde dankie sê in 'n gebed, en ons versoeke tot hom bring. Maar dit is die diens van Jesus. So, ek moenie 24 ure 'n dag bid om te dink ek gaan gered word nie. Jesus se offer aan die kruis, sy dood en sy opstanding, is welriekend vir God. Dit wat Smyrna beteken. As jy 'n martelaarsdood sterf, dan het jy gesmirna. Jesus het 'n martelaarsdood gesterf. Dink aan die tweede brief in Openbaring, in Smyrna, die tyd van vervolging van die kerk. Jesus was vervolg gewees. Hy het gesterf vir ons. Maar hy is die Smyrna, hy is die welriekendheid, sy diens is voor God aanvaar. Kom ons kyk na die hemelse heiligdom. In die Christelike era, of die Joodse jaar, was dit, elke jaar was hierdie proses herhaal. Maar in die Christelike era, wanneer Jesus vir ons gesterf, 31 na Christus. Wat het gebeur? Waar is hierdie skeiding tussen die heilige en die allerheiligste? Daar is die skeiding, Jesus se diens aan die kruis. 1844 is die skeiding waar Jesus van die heilige na die allerheiligste gegaan het. Hier het hy vir ons voorspraak gemaak. Hier doen hy versoening vir die hele volk. En in ons tyd deur Jesus se bediening, die hele wêreld. Is julle met my? Is julle geskok? Of is julle aan die slaap? Skud net nou na die kop wat ek kan sien. Maak dit sin vir u? Kan u die parallel sien? Christus se bediening in die hemelse heiligdom is 2 fases. Al het hy opgevaar en gaan sit aan die regterhand van God die Vader, hy moes eers versoening doen, eers vergifnis bring tussen die mens en daai band wat verbreek het, moes hy versoening doen. Maar komende op die laaste dag, of van 1844, en ek het nie tyd om daaroor te gaan, maar dit is 'n pragtige lesing, een van my geliefkoeste lesings. Maar nou het hy ingegaan om soos die hoëpriester in die allerheiligste in te gaan op die dag van Yom Kippur, die groot versoendag. Ons praat sommer van die oordeelsdag. Hoeveel keer het ons dit al gebruik? Doen nie self 'n guns. Gaan na Levitikus toe. Ek moet net kyk of ek dit neergeskryf het. Jy hoef nie nou nie. Maar Levitikus 23 is die hoofstuk wat handel oor die feeste. Die Bybelse feeste.
wat ek wil optel, ek weet nie of ek neergeskryf het en ek moes nou gekyk het daarna voor die tyd. Maar in hoofstuk 23 wil ek kyk na hoeveel keer die woord versoen voorkom. Hoeveel keer die woord versoen. Nee, ek het dit nie neergeskryf nie. As ek korrek is dit by die 40 keer. Staan onder korreksie, maar doen die huiswerk. Gaan lees die hele hoofstuk en dan kyk jy waar word versoen gebruik. Nie oordeel nie, versoen. Nie oordeel nie, versoen. 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 God wil versoen met die wêreld. Maar deur die wêreld se keuse en optrede word die wêreld geoordeel en veroordeel. Daarom is dit 'n oordeelsuur. Daarom het ons 'n oordeelsuur boodskap. 'n Boodskap wat in hierdie tyd moet uitgaan na die hele wêreld. Die 3 engele wat ons nou tans bestudeer. Hoekom is dit so belangrik? Want in 1844, toe Jesus nou opstaan om dit basies te sê, en hy nou as ons advokaat en as hoofpriester intree voor God om te sê, ek versoen nou die hele wêreld met U. Want onthou, dis ons in geskiedenis. Is jou naam geskryf in die boek van die lewe? Dan is jy gered. En in hierdie tyd van die oordeel wat plaasvind, is vir die wat nie hulle self aan Jesus toegewy het nie, wat nie sy aanbod en vergifnis aanvaar het nie, en nie met die Vader wil versoen nie, hulle gaan op hulle grond van hulle keuse veroordeel word. En in dieselfde jaar wat Jesus daar verskyn, wat gebeur in die wêreld? Evolusie leer gaan die wêreld in. Christian Scientology word gestig en gaan in die wêreld in. Die Mormoonse geloof word gestig en gaan in die wêreld in. Die Jehovah Getuies geloof word gestig en gaan in die wêreld in. Is dit 'n direkte teenvoeter as Jesus Christus wat versoen met die wêreld? En die Mormone, jy kan self God word. Jehovah's God alleen verwerp hulle verwerp Jesus Christus as die middelaar. Hy is nie gelyk aan God nie. Kan jy sien wat sy aanslag kom na ons kant toe ook? En as ons nie die kennis het nie, geliefdes, gaan ons val. En ons gaan val. 2 verskillende betekenisse. Maar in een woord. So wat is hierdie misleidings? Dis hoekom vandag se titel is die Bybel openbaar wêreldse misleidings. En ek gaan nie tyd neem om elkeen van hierdie gelowe te identifiseer en te analiseer nie. Dis nie die doel van my studie nie, en dis ook nie ons het nie die tyd daarvoor nie. Wat ek wil uitbring is toe Christus intree om die wêreld met God te versoen, want dis hoekom hy nou daar staan. Hy het sy diens gedoen aan die kruis. Hy is hemel toe, Jesus is hemel toe. Hy het gaan sit aan die regterhand van God die Vader. Hy het toespraak of inspraak vir ons gelewer by God die Vader. Nou is hy die hoë priester. En nou doen hy versoening. En onthou op Yom Kippur moes die hele Joodse volk bymekaar kom, né? Hulle moes almal om die tabernakel vergader. 3 stamme aan die noorderkant, 3 stamme oos, 3 stamme suid, 3 stamme wes. 12 stamme wat verteenwoordig, die hele volk moes voor God verskyn met die versoening. Jy moet vir jou rabbi gaan leer die detail, alhoewel hulle stel baie belang oor Nico studeer Hebreëus by die Hebreëse Universiteit. Hulle stel baie belang aan die fisiese, hoe die tempelpilare gelyk, wat het dit voorgestel, hoeveel pilare was daar in die omheining gewees, hoe het die priester se kleed gelyk, wat het dit voorgestel, maar die diens van die priester het verlore geraak. Die diens wat die priester moes doen. So ook die protestante. Want hulle sê daar is nie 'n ondersoek en 'n oordeel nie. Christus het klaar vir ons alles. Hy het die prys betaal aan die sonde. Hy het Satan oorwin in die woestyn met die 3de versoeking. Wyk agter my, Satan. Daar het hy Satan oorwin. Maar hy het die prys betaal by die kruis.
En hy het nou die reg om die oordeel uit te vel aan die einde van hierdie proses wat in 1844 gebeur het. En dit eindig met die wederkoms van Jesus. Ons gaan aan. Ek wil net hierdie noem vir u wat nie vertroud is. Dis Levitikus 23 in detail. Mooi gesimboliseer. Daar was 7 feeste wat aangedui het. Deur die Bybel gaan lees. Maak asseblief 'n aantekening Levitikus 23. Vers 1, 2 en 3 sê: hierdie is die sabbate wat julle vir my moet hou. Nou daai sabbate, 'n feesdag, 'n sabbat is 'n feesdag. Dis presies wat dit aandui. Dis heilig, is aan God toegewy, maar daar's 'n verskil tussen die weeklikse sabbat en die jaarlikse sabbate wat hulle moes onderhou. Die weeklikse sabbat is 6 dae moet jy werk, die 7de dag moet jy rus, maar jy mag geen werk doen nie. En luister na die beklemtoning. Geen werk doen nie. Maar as jy aanlees van vers 4 af van Levitikus 23, waar hierdie 7 jaarlikse feesdae of sabbate aangekondig word, dan sê hy, hierdie sabbate of hierdie feesdae moet jy vir my uitroep, op hulle bepaalde dag of datum. Die 7de dag is nie gekoppel aan 'n datum nie. Dis 6 dae werk, die 7de dag moet jy rus. En wanneer is die 7de dag? Saterdag. Dis die Sabbat. Môre is dit die eerste dag van die week, Sondag. Dan sê Levitikus 23, hierdie feesdae moet jy vir my uitroep, elkeen op sy bepaalde tyd. Die 14de van die maand Nisan was dit Pasga, die kruisiging van Jesus. Die 15de van die maand Nisan was dit die fees van die ongesuurde brood. Dis my liggaam vir julle gebreek. Die dag wat Jesus in die graf gerus het. Die 16de van die maand Nisan is dit die opstanding, die fees van die eerstelinge. Dis die opstanding van Jesus as eersteling uit die dood uit. Hy is nie die eerste een wat opgestaan het, die laaste het voor Jesus opgestaan. Maar sonder Jesus se opstanding is daar nie 'n opstanding nie. 1 Korintiërs 15 vers 19. As dit nie vir Jesus se opstanding was nie, is daar nie 'n opstanding. Paulus sê, dan is ons prediking te vergeet. Gaan huis toe, geniet jou lewe. Dis wat Paulus sê. Maar hierdie gaan aan. En wat is die verskil? Na vers 1, 2 en 3, die 7de dag, geen werk mag jy doen nie. Vers 4 en aan, hierdie roep jy aan, op hulle bepaalde datum, geen beroepswerk mag jy doen nie. Gaan kyk maar in die Bybel, is daar 'n verskil tussen geen werk en geen beroepswerk nie? Hierdie noem ons 'n publieke vakansiedag. Ali, jy kan my kom help in by sonstelsel. Verstaan? Dis nie beroepswerk nie, maar ek mag gaan werk. Maar hier, by die 6 dae werk, en die 7 dag moet jy rus, geen werk sê jy dit nie. Daar's 'n verskil. En hierdie is 'n belangrike punt. As ons dit by ons hou, daar is nou gesien, miskien moet ek sê, daai eerste 4 feeste, dit was die kruisiging, die dag in die graf, die opstanding van Jesus, en dis the Feast of Weeks. In Engels noem dit Pentecost. Penta in Latyns is 50. 50 dae na Jesus se opstanding was dit die uitstorting van die Heilige Gees. Ondanks die NG Kerk en ander protestante dit gevier as eers Hemelvaart en 10 dae daarna, dan het ons 10 dae voorbereiding, dan het jy die uitstorting van die Heilige Gees. So dit was bedoel om dat jy voorberei en moet bid, soos Jesus gesê, met sy opstanding, gaan in die bokkamer in en wag tot my Vader vir julle die trooster stuur. So daar gewag, hulle het gebid, 10 dae later word die Gees uitgestort. Hier kom Petrus met 'n groot dag en hy preek en 3000 mense kom tot bekering. Dis as die Heilige Gees werk. Die Gees word uitgestort, dis die fees van weke. Dan kry ons in die noordelike halfrond die somerdroogte. Want ons is suidelike halfrond, ons kry reën in die somer, hulle kry reën in die winter. En dan loop dit uit op die laaste 3 feeste, wat Yom Kippur, die trompetterfees, Tishri, die eerste van die maand Tishri, dan kondig die trompet aan, maak reg die
oordeel kom. Die versoendag kom. Hoe moes jy regmaak? Hoekom het die trompet geskaal? Jy moet alle suurdeeg uit jou huis uit verwyder. Dat wanneer die dag van the day of atonement kom, die dag van versoening, is daar geen suurdeeg in jou huis nie. Jesus sê, pas op vir die suurdeeg van die fariseërs. Wat stel die suurdeeg voor? Valse lering, sonde in my lewe. So kry die sonde uit my lewe uit. Jy 10 dae tyd. Kry die sonde uit jou lewe uit. Want as die dag van versoening kom en jy nie jou sonde bely nie, dan is jy daai dag afgeskei van die volk van God. Dis wat die Bybel sê. As jy afgeskei word, is dit vir jou oordeel. As jy versoen met God, is dit versoendag. En na die versoendag is dit die 15de van die maand Tishri, dan is dit die fees van Tabernakels. Die fees van Tabernakels is waar jy uit jou huis uit weggaan en vir 10 dae bly, 'n week of 10 dae, korreksie, bly jy dan in hierdie takke van palmtakke wat jy maak en in hierdie skuiling om jou net te herinner, jy is nie 'n burger van hierdie koninkryk nie. Ons wag vir die wederkoms van Jesus en dis wat dit voorstel. En elkeen van daar is die kruisiging, daar is Jesus in die graf, daar is Jesus se opstanding, hier is die uitstorting van die Heilige Gees. Dan gaan ons deur die sogenaamde donker middeleeue, waar die waarheid onderdruk was, waar die waarheid nie gevolg was nie. Tradisie het die plek ingeneem van die woord van God, en tradisie het die kerk gelei, tot daar weer 'n tyd kom van hervorming, en die waarheid weer terugkom. Dis hoekom God die hervorming tot stand gebring het. Bring die Bybelse waarheid terug. Dankie vir daai, amen. Hoop ek kan 40 meer hoor. Dan is dit daar die wederkoms, die second advent, die wederkomsbeweging of die tweede koms van Jesus, die opstanding wat hom nou, ons kondig die trompette aan, ons is die trompet wat blaas, want ons kondig die wederkoms van Jesus aan. Dan is daar die ondersoekende oordeel. Voordat die oordeel uitgevaardig word, ondersoek jy. Wie is in die boubedryf? Wie het al gebou? Dan moet jy vra vir die inspekteur, kom, ek wil aangaan, maar ek mag nie aangaan nie. Jy moet eers kom inspekteer. En ek dink daar is 3 belangrike fases. Die een is as jy die fondasie gegrawe en gegooi het, jy mag nie toegooi voor jy nie kom inspekteer het nie. Dan mag jy bou, ek weet nie wat vensterhoogte is en of dit dakhoogte is nie, dan moet hy weer kom kyk, is jou bouwerk op standaard. En dan vir jou dakstruktuur wat staan op hierdie mure, dan moet hy kyk, ok, gaan dan nou die dak opsit. Jy moet jou foute toepluister nie. Soos, het jy daar goed by om Johanna gaan afgee? Die koffie. Ekskuus hoekom jy dit vra, Nico. Daai woonstelblok waar hy bly, het 'n man gebou uit stene en brokkelstene wat hy gekry het van sy ander bouprojekte. Toe die muur begin, die afkom, die sement lig, toe moes hulle al die sement afkap, toe sien hulle maar, hier is nie eens bakstene in. Dis stukkies bakstene wat gelas is en ingebou is en toegemaak is met die pleister. Daar was nie inspeksie. Bou gou hierdie pleister om toe. Bou gou daai pleister om toe. Dat die mense nie sien nie. Ekskuus dat ek dit nou ingebring het. Maar in elk geval, na die oordeel, na die ondersoekende oordeel, kom die uitvoerende oordeel. Nou bring die Here vir elkeen sy loon. Kyk, ek kom en my loon is by my. Klaar geoordeel, klaar gekyk. En selfs 1 Korintiërs 6 vers 1, 2 en 3 wat sê, weet julle nie dat ons engele sal oordeel, die boeke van die oordeel aan ons gegee sal word, dat ons engele sal beoordeel nie. Die gevalle engele. Hoekom is hulle nie terug nie? Hoekom het dit nie bekeer nie? Hier is dit, kyk, dis Satan se plan. Maar wat van Here Gert? Hy het Bybelstudie gegee, hy het gepreek. Hier is sy lewe. Kyk. So ek is nie heilig omdat ek hier staan nie.
Ek is heilig, omdat ek deur die bloed van Jesus gewas is. Ek is heilig omdat ek my lewe aan hom gewy het. Nou word ek in die proses van heiligmaking, word my karakter ontwikkel. Net so elkeen van u. En in daardie proses, dit is lewenslang, dit hou aan, tot Jesus kom, en hy vervang hierdie sterflike met onsterflikheid, hierdie verganklike met onverganklikheid. En ons het 'n nuwe liggaam, ons het 'n nuwe wese, en ons is saam met Jesus vir ewig van daar. Wat 'n wonderlike voorreg, om daai belofte te hê, en daai verwagting in ons harte te hê. Kom ons maak, gaan aan hierso. Hier is nou deel 2 se boodskap. Wat is deel 2? Geval het Babylon, die groot stad, omdat sy die nasies laat drink het van die wyn van haar grimmigheid. In Daniël lees ons van die horingkie, in Openbaring lees ons van Babylon. En die hervormers was nie skaam om te sê, dis Babylon. Glad nie. Met verwysing na Rome, hulle het genoem, hier is die dier van Openbaring, hier is die hoervrou het er baie keer na verwys, want dit is die kerk wat op hierdie dier, daai rooi draak, die ry en sit, daai horingkie wat julle gesien het, word gedra deur hierdie Babyloniese sisteem. Hoekom moet ons uitkom? Want sy het die wêreld dronk gemaak met die wyn van haar grimmigheid. Dit pas aan by die 4de engel, of in Openbaring 17, waar dit sê, wie is hierdie dier wat uit die see uit opkom, en dan kom hy rooi draak, en dan sit daar wie op haar, op haar dier? Wat het sy, 'n vrou, stel 'n kerk voor, wat het sy in haar hand? 'n goue beker vol van die dwaalleer, wat sy die wêreld mee voer. En Rome dwaalleer wat hy die wêreld instuur? Ja. Absoluut. Absoluut. Anders sou die hervorming nie nodig gewees het nie. So, dis die vraag, en nou moet ons net gou opsomming doen van Openbaring. Dit is belangrik, want ons praat van die tyd van die einde. My oom sê vir my jare gelede toe hy nog geleef het. Hy sê nie in my tyd nie, toe was hy so 80, 85. Hy is op 99 dood. Nie in jou tyd nie, toe was ek so 45, 50. Maar in sy tyd. Dis waar. Maar is dit nie bietjie arrogant om te dink dat sy tyd na my tyd gaan wees nie? Of sy tyd na jou tyd gaan wees nie? Christus het sy tyd. Maar ek kan nie sê, dis daardeur het hy vir my probeer sê, dis nog lank voor die Here kom, in sy tyd. As hy my sien, dan vra hy so met 'n laggie, hoe oud sê jy is die aarde? Die Bybel sê 6000 jaar, dan lag hy so. Kyk na die berge om Utrecht, kyk na die berge, Newcastle, Utrecht, Babenango, dan sien jy, dis dieselfde laag, dis erosie, jare en eeue se erosie, wat plaasgevind het. Kan jy sien hoekom evolusie so 'n gevaarlike lering is? Nik, as ek nou vir jou moet sê, Nik, hier is vir jou niks, gaan skep vir my die heelal. Want dis hoe die Here dit gedoen het. Uit niks het hy die heelal geskep. Hy het gespreek en dit was daar. O ja, jy het net 6 dae om te doen. Openbaring gee vir ons pragtige samevatting van wêreldgebeure. Hoofstuk 1 tot hoofstuk 9 praat oor die 7 tydperke. Daai 7 tydperke word gesimboliseer deur Openbaring 2 en 3, die 7 briewe aan die 7 gemeentes. Ek sal binnekort dalk een, as jy weer kans kry, en nog nie te kwaad vir my is nie, dan sal hy, is daai 7 tydperke wat ons vat van dat Jesus die kerk gestig het in 31 na Christus tot by die wederkoms van Jesus. Dan kry ons die 7 seels met 'n klein invoegsel. Want tussen die 6de en die 7de seël kom die tyd van verdrukking en die 7de seël is die koms van Jesus. Dan het ons die 7 basyne met nog 'n bietjie ekstra inligting. Hoe gaan dit wees? Wat gaan gebeur? Net voor Jesus se koms. En dan begin ons by Openbaring 10, die volgende gedeelte.
10 tot hoofstuk 22. Dis wat my 'n 70 Adventist lidmaat gemaak het. Toe die leraar, omdat ons net 3 keer by sy lesings was en hy moes afsluit, en hy sê, ons kan nie nou afsluit nie, want hier is ek en Marita, en wie kan ek in Engels gebruik, we took it a hook, line and sinker. En hy sê wel, kom ons sit 1 ekstra lesing in. En hy begin net 1 vers uit elke hoofstuk. Net 1 vers. Wat is die hoogtepunt van Openbaring 10? Die engel staan met sy 1 voet op die land, sy 1 voet op die see, in sy hande het hy 'n geopende boekie. Wat is daai boekie wat hy geopen was in sy hande? Daar's net 1 Bybelboek wat toegesluit was, en dis die boek Daniël. 12 vers 4 sê, jy gaan heen Daniël, jy gaan sterwe, maar hierdie woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde. Vers 9 sê, in die tyd van en wanneer die einde kom, sal die verborgenheid van God verby wees. Dan sal dit geopenbaar word. So die inligting van Daniël was nie vir die tyd voor nie, maar dit het begin in hoofstuk 10, waar Johannes die boek Openbaring moes skryf, en God skep hom, hier is die gesigte van Daniël, hier is die tydraame van Daniël, tydraamwerke. Skryf jy nou die insidente wat ek vir jou gaan wys, skryf dit nou in tussen hierdie tydsraamwerke. Dis hoekom Daniël en Openbaring so in mekaar pas. So hoofstuk 10 word die boekie vir Johannes gegee. In vers 4 sê hy, ek wou skryf, maar die stem sê vir my, nee, verseël wat hier staan, want Daniël is nie bedoel vir nou nie. Jy moet dit net skryf, want dit kom. Vers 7, maar in die tyd van die stem van die 7de engel, dan is die verborgenheid verby, dan sal hierdie inligting gaan. So wat ons preek, maak dat ons deel is van die hervorming, al kom ons na die hervorming, die aanvanklike hervorming, ons moet die hervorming by mekaar hou, ons moet dit voordryf. Al die leringe wat hulle daar in Martin Luther in sy 95 leerstellings vasgespijker het. Ons moet sê, hiermee hervorm ons terug na die woord van God. Dan kom hoofstuk 11. 'n meetroede, 'n stok soos 'n meetroede, is aan Johannes gegee. Meet die tempel en hulle wie daarin aanbid. Los die wêreld uit, hulle oordeel hulle self. Maar hulle wie sê hulle gaan kerk toe, hulle wie in die kerk sit, meet, oordeel, sê jy wat meet doen nie? Ek oordeel, het jy reg gebou? Is die muur so lank as wat die plan sê? Is jy reg hoekig? Meet volgens die plan. Wat is God se plan? Is die 10 gebooie. Meet hulle. Dis hoofstuk 11. Gaan terug, gaan preek weer. Meet die kerk. Dat ons geopenbaar kan word wie ons eintlik is. Pas ons volgens die skaal van God. Goed, vers 12, hoofstuk 12, die vrou en die draak. Dis waar Satan die kerk aanval. Ons lees dit in die eerste paar verse tot en by vers 9, dan identifiseer die Bybel, wie is hierdie draak? Dis die ou saak, die draak wat genoem word Satan. Wie is die vrou? Sy is in wit gekleed. Sy is die rein vrou, die rein kerk. Hier val die draak die kerk aan. En hy vervolg die vrou, wat op die punt is om te baar, want hy wil haar kind vernietig, Jesus Christus, wil hy vernietig. En dan sê vers 17, wat sê Openbaring vers 17? Hier is hulle, wie die gebooie van God hou, en die getuienis van Jesus het. So al word die kerk vervolg, bly die volk van God by die gebooie en die getuienis van Jesus. En die getuienis van Jesus, volgens Openbaring 19:10, is die gawe van profesie. En daardie profetiese gawe word gegee aan 'n profeet om God se volk te lei. Dis die hele doel. Meer oor dit later. Hoofstuk 13, die dier kom uit die see, uit die eerste 10 verse. So jy die draak in hoofstuk 12, Satan, jy die dier in hoofstuk 13, uit Europa,
Wie het uit Europa die nasies na vore gekom? Die horingkie wat groot geword het? Rome, die pausdom. So hierdie dier kom uit die see uit op. Dan kom daar 'n dier uit die aarde, hoofstuk 13 vers 11 tot 18, wie 'n beeld maak van die eerste dier. So al die leringe van die eerste dier word deur die beeld van die dier geïmplementeer. Nou as die see baie mense is, wat is die aarde dan? Teenoorgestelde. Dis toe die pelgrimsvaders Europa verlaat en Amerika ontdek en gaan 'n kolonie stig in Amerika. Maar hy lyk soos 'n lam, want hulle is protestante, maar hy praat soos 'n draak. Kyk wat is besig om vandag te gebeur. Dis hoofstuk 13. Hoofstuk 14, seël God sy volk, sodat hy die laaste waarskuwing kan gee deur hulle wie hy verseël het. Dis u en ek, om die laaste waarskuwing aan die wêreld te bring. God se laaste waarskuwing, 3 engele boodskap. Hier is die lydsaamheid van die heiliges. Hier is hulle wie die gebooie van God en die geloof in Jesus het. Hier, by implikasie, wie is daar? Die wat dit nie wil doen. Hulle hoor, maar hulle luister nie. Hulle doen nie. Wie is hier? As jy hoor wat God sê. As jy doen wat God sê. Hoofstuk 15. Na daai, ek moet net noem, as die 3 engele boodskap klaar is, dan kry ons die graanoes en die wynoes. Met ander woorde, die boodskap bring 'n skeiding in die wêreld. Die wat Jesus volg, die koring is wit op die lande. Dis die graanoes. Die wat Jesus verwerp, is die wynoes, waar die koring af die trosse druiwe gepluk word en gebars word. Die oordeel van God, die grimmigheid van God. So ons het 'n keuse om te maak, en ons keuse gaan my of in die graanoes bring, of in die wynoes. Dis nie ek wat dit sê nie, dis God se uitnodiging, en God se waarskuwing. En as daai waarskuwing gaan gee is, dan vat dit ons na hoofstuk 15 toe. Die aankondiging van die 7 laaste plaag. Ons het klaar gepraat, God het verseël, God bring skeiding, genade deursluit, nou kom die plaag. 16, hoofstuk 16, nou word die plaag uitgestort. Hoofstuk 17, bring ons dan weer terug. Ek wil net hê jy moet weet, wie is hierdie hoervrou? Wie is hierdie afvallige vrou, die afvallige kerk? En hy identifiseer haar soos die vrou wat sit in die purper en skarlake op hierdie draakdier. En hy identifiseer haar in hoofstuk 18, dan sê hy, geval het Babylon. Klaar. Sy het gedink, sy gaan die wêreld oorheers. Klaar met haar. Klaar. Hoofstuk 19 is die wederkoms van Jesus. Die bruilofsmaal van die Lam. As jy vashou, as jy jou toewy, as jy vashou, kom die bruilofsmaal van die Lam. En ons sal leer daarvan. Hoofstuk 20, Satan word gebind vir die 1000 jaar. Want Christus vat met sy kinders, God se kinders, terug na hom toe. Daar's geen lewe op aarde, as niemand wie Satan kan verder mislei. En na die 1000 jaar, Openbaring 20 vers 6 en vers 5, na die 1000 jaar, word Satan ontbind. Daarom sê vers 5, as jy, of salig is jy, as jy deel het aan die eerste opstanding, vers 5 en 6 saam, aan die eerste opstanding, want oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Geen mag. Daar's 'n liggaamlike dood en daar's 'n geestelike dood, 'n finale uitwissing. En dan gaan ons pragtig hoofstuk 20. Ek sien 'n nuwe hemel, ek sien soos ek 21, ek sien 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, waar geregtigheid woon. Die ou dinge het verbygegaan. Jy sal weer huise bou en dit bewoon, jy sal weer wingerde plant en die vrug daarvan eet. Jesaja 65 vers 17 en 8.
En julle sal elke week op die Sabbat en elke maand op die nuwe maan kom om my te aanbid. Jesaja 66 vers 22 en 23. Watter dag gaan ons in die hemel vier as Sabbat? Die Saterdag. Hoekom ook die Sabbat? Ek oefen vir die Here se wede, vir die nuwe hemel en die nuwe aarde. Amen. Hoofstuk 22. Soos dit was in Genesis 1 en 2 met die skepping, so is dit weer. Mooi, skoon, sonder sonde. Wat 'n wonderlike voorreg, die klaarmaak. Hierdie was die aanslag wat Satan teen die waarheid van die skrif wat ek nou net met u gedeel het, wat Satan ontwikkel het. Die sogenaamde wegrapingsteorie. Die rede hoekom ek sê dis die aanslag van Satan, want die 7 jaar van Daniël hoofstuk 9 word hier ingebring 2000 jaar later as die 7 jaar vir die Antichrist, maar tog was die 7 jaar op Jesus gemik. Daar is 3 verskillende interpretasies, ek weet nie of jy weet daarvan nie. Party van die wat glo in futurisme, glo dit gaan voor die verdrukking kom, gaan die Antichrist geopenbaar word. Ander sê dit gaan binne in mid-tribulation wees, ander sê dit gaan aan die einde wees, want hy moet dan Jesus face en dan doodgemaak word deur die alweer van Jesus se koms. Verdeeldheid. Daar is 70 variasies oor die lering van die wegraping. 70. Besig om te splinter. Maar die mense vat dit as teologie, as waarheid. Ek het die genoem van die Left Behind reeks. Daar is die eerste 2 boeke Left Behind. Tribulation Falls, dis boek nommer 2. Merk, ek weet of dit 3 is nie. Die Indwelling 4, Assassins 5. Maar daar is deel van die 12 boeke van die wegrapings reeks Left Behind. Maar wat is interessant is hierdie. Waar kry dit in die biblioteek? Wie wil my uitdaag? Of wie wil vir my gaan kyk? Asseblief, is nie lelik nie. Is nie iemand wat biblioteek toe gaan om boeke uit te neem? Sal jy gaan kyk? Dan vra jy vir die Left Behind boeke. Dan vra jy vir my, of dan vra jy vir hulle om jy te vat na die boeke toe. Dan kyk jy wat staan op die kopkant. English fiction. Is jy bereid om jou geloof te vestig op fiksie? Dis die aanslag wat Satan het. Skryf 'n mooi storie. Niks is in die Bybel. Maar omdat dit mooi klink. Ek wil nie verder oor daai een gaan nie, ek nie tyd, maar hier is die 2 outeurs en kyk wat sê Time Magazine van hulle. They are doing for Christian fiction what John Grisham did for courtroom thrillers. Fiksie. Christen fiksie. Dis 'n leuen. Hier is die waarheid. Hier is die woord van God. Bly by die woord van God. Dis amper klaar. Daar is die Left Behind reeks, 12 boeke geskryf, blockbuster status. Ek wil net 1 of 2 leringe net hier vra. Ek het 'n hele lesing 25 vrae waar ek om mooi uitmekaar trek. Die lering van die wegraping. Sê die Bybel nie dat Jesus soos 'n dief in die nag sal kom nie? Wat sê die skrif? Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Wat word geleer? Jesus kom soos 'n dief in die nag. Met ander woorde, jy moet gereed wees. Hy kan net so kom. Of hy kom sy volk nie. Hoekom sal die Here naak aan 'n kruis hang in die middel van die dag? En dan in die nag kom om sy volk te kom wegsteel. Hy is die koning. Hy is die priester van hierdie wêreld. Dis die groot geleentheid waarvoor hy kom sterf het, is om sy volk te kom eis. Nie om weg te raak in die middel van die nag nie. Maar hier is 'n volgende probleem. Dit sê hier, waarin die hemel met gedruis sal vergaan, elemente sal brand en vergaan, en die aarde die werke wat daarop is sal verbrand.
Ek het 'n vraag. Waar gaan die wat bly wat agterbly? As die elemente brand? As die aarde vergaan? Ons net 'n paar ekstra verse. Sê die Bybel nie, een word aangeneem en een word verlaat nie. Ekskuus vir daai spelfout. Kom ons kyk. Matteus 24 sê, dan sal daar 2 op die land wees, daar sal ook 2 vroue by die wiel wees, een word aangeneem, een word verlaat. Sien jy? Dis wat die Bybel sê? Nee, maar wat sê vers 36? Soos in die dae van Noag, wat sê vers 37? Noag het gepreek en het nie geluister nie. En omdat hulle nie geluister het nie, een neem die boodskap aan, een verwerk dit, een gaan deur die Here aangeneem word, een gaan verwerk word. Niks te doen met onverwags. Niks te doen, laat ek so sê, die Here se koms is nie geheim nie. Dis wel onverwags. Maak gereed daarvoor. Wanneer sal sluit die genade deur volgens futurisme? Genesis 7 vers 4, want oor nog 7 dae, Noag het 120 dae gebou, 120 jaar. Oor nog 7 jaar Noag, sal ek 'n vloed oor hierdie aarde bring, laat reën, en alles wat ek gemaak het, sal ek vernietig. Nie omdat God dit haat nie, maar dit het gekies om teen God in opstand te kom, en die res is beïnvloed deur die sonde van die mense wat die keuse gemaak het. Ons stuur dan nou Hubble teleskoop, is dit hy, wat al uit ons sonnestelsel is, na 'n ander sonnestelsel toe. Ons besmet die heelal wat God geskaap het. Maar hy gaan alles nuut maak. Dis sy belofte. Waar sal ons wees as die pla uitgestort word? O nee, ons gaan weggeraak wees voor die pla uitgestort word. Dis wat ek hoor. Wat sê Eksodus 8 vers 22? Maar ek sal op daai dag met die land Gosen, waarin my volk woon, 'n uitsondering maak, dat daar geen steekvlees, dit was die 4de plaag, geen steekvlees sal wees nie, sodat jy kan weet dat ek die Here is in die land. Waar was God se volk? In Egipte. Het hulle beskerm teen die plaag? Dan sal hy dit weer doen? Amen. Volgende ene. Wat van die antichrist en die merk van die dier? Net maar net, dis vandag se absolute nuuswekkende inligting. Die graankorreltjie wat in jou hand geplant word, en met al hierdie AI en tegnologie, man, jy moet oppas vir hierdie merk. As ons weet wie is die dier, dan sal ons weet wat is sy merk. Wie sê Openbaring 13 is die dier? Die sisteem van die bousdom. Wat is sy merk? Die eis wat hy maak, dat ek het meer krag as God, daarom verander ek God se wet. Sondag is the mark of my authority. Dis wat hulle sê, geskiedenis sê dit. Met wie sluit met baie 'n sterk verbond, en ek is nou omtrent klaar. Daniël 9 sê, en 1 week lank sal hy, nou daar sê hulle, omdat hierdie woord, hy met 'n klein letter is dit nie Jesus nie. Maar die hele 9, hoofstuk 9 vers 24, is die Messias wat sal kom. Die Messias, die tyd wat God vir Israel gee, om die wêreld te verkondig, dat die Messias gaan kom. En dan sê vers 27, hy verwysing na die Messias, sal 'n sterk verbond sluit. In die helfte van die week, sal hy spysoffer en slagoffer. Is Jesus gekruisig, toe word Stefanus gestenig, en toe gaan word Paulus tot bekering, en hy vat die evangelie in die wêreld in. Ek gaan eindig by hierdie ene, oor wat, waar gaan die mense dan regeer, want daar is die persepsie, die wat weggeraak word, gaan heers oor die wat aan die einde oorleef en tot bekering gekom het. So terloops, hoe kom jy tot bekering as die Heilige Gees dan weggeraak is? Kan nie wees nie. Kan nie wees nie. Maak nie sin nie. Maar dit word verkoop. Geliefdes, ek gaan hier stop. Ons gaan oor die dood heers. Ons gaan nie oor ander Christene heers nie. Dood, waar is jou almal? Doderyk, waar is jou oorwinning? Kan jy sien, daar kamp die hele volk rondom die heiligdom. Dis volgende week se lesing. Wanneer God sy volk
uit Babylon uitroep. Mag die Here ons seën, waar die hoëpriester verby hierdie wierookaltaar gaan, na die verbondsark. En Jesus die versoendeksel tussen die heilige God en sy verbreekte wet binne in die ark. Kom ons bid saam. Here, ek wil vra dat U asseblief hierdie inligting sal orden in ons harte, in ons gedagtes, in ons verstande, dat dit 'n vashou plek sal kry. Laat ons weer gaan kyk, weer gaan lees, weer gaan studeer. Asseblief, Here. Dit is so belangrik. En ek bid dit in U liefdevolle naam, in afwagting vir die dag wanneer U kom om ons te verlos. Seën en beskerm elkeen wie hier luister en elkeen wie die video na die tyd gaan kyk. Ek bly dit in U liefdevolle naam. Amen. Ek gaan nie vra, geliefdes, ek respek my tyd. Tante, ek dink kom ons los die slot uit. Nie sal omgee. Ek het oor tyd gaan, ek vra verskoning. Ek kry altyd pak daaroor. Maar dit is belangrik om hierdie konsep as 'n eenheid oor te dra. Dat jy kan sien wat God se plan, wat is Satans aanslag en wie gaan oorwin. Ja, jy hoef nie 'n pak slaag te kry nie. Ons het dit nodig. Ek het dit nie as 'n pak slaag gegee nie. Ek gee dit as wat dis reg te maak. Ons het dit nodig. Mag die Here elkeen seën. En ek gaan vra dat jy net staan vir die slotgebed. Lierbare Here, aan die einde van hierdie lesing, al het ons oor tyd gegaan, vra ek Here dat die Gees nog steeds teenwoordig sal wees en dat ons sal hoor wat U gesê het en saam met die woord dat ons sal doen wat U gesê het, dat ons besluite sal neem in lyn met U skrif. En daarom nou, geliefdes, kom ons bring eer aan Hom wie magtig is om ons van alle struikeling te bewaar en ons sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Kom ons bring eer aan die alleenwyse God, ons verlosser. Aan Hom kom toe die heerlikheid en die eer, die majesteit, die krag en die mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Amen. 25.